Baie welkom by hierdie week se meditasie. Ons is die afgelope paar weke besig om na te dink oor Jesus se uitnodiging tot disippelskap. Sy koninkryks evangelie nooi ons uit tot 'n lewe van disippelskap. En disippelskap is 'n lewenslange reis van innerlike karaktertransformasie gerig op die samelewing. Alida Botma het oor die jare vir ons skilderye ontwikkel waarin ons die verstaan van juis hierdie disippelskapreis beter uitpak, visueel uitpak. Ek dink aangrypend uitpak. En 'n tydjie gelede het die sentrum meditasiekaarte of gebedskaarte ontwikkel aan die hand van hierdie sketse wat ons noem 'n reiskompas. 'n Reiskompas om vir ons voortdurend te herinner aan die dinamika en die elemente van hierdie reis waarop Jesus ons nooi. Ons het nou al by 2 van hierdie skilderye stilgestaan. Jesus wat ons uitnooi op 'n daaglikse basis. En waarna toe hy ons uitnooi, is hy nooi ons uit om ons lewe te lewe onder sy koningsgesag en heerskappy. En om ja te sê daarvoor is die beste ding wat ons met ons lewe kan doen. Ons het eintlik net een van 2 keuses op 'n daaglikse basis. Of ons lewe onder ons eie gesag, onder ons eie koningskap, en dan neem ons dit op en ons kan dit oral rondom ons sien in die wêreld, maar ook in onsself. Ons menslike lewe floreer net onder sy koningsgesag. En sy koningsgesag is nie destruktief en vernietig ons vryheid nie. Dit ontsluit eintlik. Dit laat ons menslike lewe floreer. Nou as ons daarvoor ja gesê het, dan vertrek ons op 'n lewenslange reis saam met Jesus. En hierdie reis van ons gaan deur verskillende seisoene. Baie keer is ons verwagtinge van die reis saam met Jesus dat dit altyd maanskyn en rose sal wees. En baie beloftes word daar rondom gemaak. Dit is nie die realiteit nie. Daar is wonderlike tye. Maar die lewe het ons geleer en die lewe saam met Jesus gaan deur ook herfsttye en wintertye. So ons gaan jou uitnooi om aan die hand van hierdie gebedskaarte 'n tyd in te ruim om by die Here stil te word en na te dink oor jou reis en waar jy jou tans bevind. Mag dit vir jou 'n geseënde meditasie wees.